Julle, ons vier fees vandag, né? Ons vier fees, want ons Here Jesus het opgestaan. As 'n leë graf. Ons vier fees met die hele wêreld saam en ons diens is vandag daarop gefokus. En ons gebed is dat julle elkeen vandag die Here hoor. Christiaan gaan vir ons vandag die woord verkondig. Dus elkeen nader kom aan die Here en ons duidelik in ons lewens kan sien. As ons twyfel in ons geloof versterk kan word. Jy kan sien, die kruis is niet, hy is versier met goud en wit, want die graf is leeg. He is not here, he is risen. Goed, ons gaan nou oorgaan na die wotum toe. En hier is eintlik 'n spesiale geleentheid in die tyd van die kerk, veral toe net na die opstanding, het die gelowiges mekaar op 'n baie spesifieke manier gegroet. En dis ook hoe ons die wotum vandag gaan doen. Die persoon wat groet sal sê, die Here het opgestaan, en dan sal die antwoord wees, die Here het waarlik opgestaan. En dit spreek daai lewe, en dit herinner ons aan wat 'n wonderwerk dit was. So, ons gaan nou oorgaan na die wotum toe, en dit is ook natuurlik ons uitroep na die Here toe, en natuurlik om onsself te herinner aan die wonderlike tyd. So, gemeente. Kom ons staan. Kom ons staan. Die Heer het opgestaan. Hy het opgestaan. Die Heer het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. So dit is ook julle begeerte is ontvang nou sy seun. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, ons loof U en aanbid U, en saam met Paulus in Romeine 8 juig ons. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het. Meer nog, wat opgewek is, wat aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wie sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ons is hiervan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Saam met gelowiges wêreldwyd is ons voor U, en gedenk en jubel ons vandag. Ons Here Jesus, ons koning, het die dood oorwin en uit die dood opgestaan. Ons bid dat U hierdie woord vandag wêreldwyd seën in ons midde. Wil U Christiaan lei wanneer hy vanoggend U woord bring, dat elkeen van ons aan ons geloof gebou mag word. Ons bid vir ons kinders wat hierdie week terugkeer skool toe vir die tweede kwartaal, wil U hulle krag en ywer gee om hulle skoolwerk met ywer aan te pak. Gee wysheid aan die ouers, onderwysers en die onderwysowerhede. Ons dra in ons gemeente ons bedroefde families aan U op. Ons bid dat U die Briel familie troos, nadat Dominee Stefan se broer Chris na 'n lang siekbed oorlede en gister begrawe is. Ons dink aan die Van Straten familie met Gert se moeder wat afgelope Saterdag oorlede is. Wil U hierdie families troos en vrede en moed en krag gee. Ons dink aan almal wat die afgelope tyd siekte en operasies gehad het en nog herstel. Ons is bly dat dit met Pieter en Susan Leroux en hul kleindogter Michelle, sowel as met Martina Leroux beter gaan. Ons is bly dat dit met Louise en Michael se seun en met Louise se ma, dat dit met hulle beter gaan. Ons dink aan
Oomekkie en tannie Sari Skuman, met Oomekkie wat Bell's palsy onderlede het. Ons bid dat hy spoedig daarvan mag herstel. Ons is bly dat dit met Annika Fischer, Martiens en Annelie se dogter, dat dit beter gaan en dat haar swangerskap weer gestabiliseer het, dat sy moet rus. Ons bly bid en doen voorbidding vir Chantel se moeder Hanlie Nel, wat worstel met kanker en die behandeling daarvan. Ons het verneem dat sy swaar kry en verswak is. Ons weet dat u siektes wonderbaarlik genees. Wil u asseblief vir Hanlie weer heel maak en mag sy u teenwoordigheid ervaar. Ons is bly saam met ons lidmate wat die komende week verjaar. Ons wens vir Christo de Beer en Celeste Mulder geluk. Wil u hulle seën in hulle werks- en familiekringe en in die koninkryk. Ons bid dat u ons sonde vergewe. Dat u ons deur die Heilige Gees krag gee om ander te vergewe wat teen ons sondig en gesondig het. En dat ons eie sondes en swakhede sal raak sien, daarvan wegbly en dit oorwin. Hoor asseblief die gebede wat ons in stilte bid. Ons bid vir almal wat u genesing, bevryding en nabyheid nodig het. Dankie dat u ons gebede verhoor. Ons bid al die dinge in die naam van ons Here en ons Verlosser, ons Here Jesus. Amen. Gemeente, dit is 'n wonderlike dag vandag. Ons vier iets fantasties. Ons gaan lees uit Lukas 24 vanaf vers 1 tot 12, maar nie nou nie. Want ons 'n bietjie van 'n aanloop wat ek graag met julle wil bespreek. As mens hierdie lees, dan voel dit so half asof ons dadelik begin met dit, en daar so opbou gewees, dat ek dit graag met julle wil deel. So elke nou en dan het mens die voorreg om as die woord voorberei iets weer te lees en dan opnuut verras te wees met iets wat mens ewe skielik raak sien, iets wat net uitstaan. Hierdie stuk wat ons nou na kyk, het ek seker 100 keer al gelees, en toe ek dit nou lees, het dit so vir my uitgestaan en so opgespring dat ek wil dit graag met julle deel. Soos julle weet, ons het laasweek gepraat van die tydperk van wag waarin ons is nou, maar ook sommige mense nou is in die herstel wat hulle het. En ons het spesifiek gepraat van Hiskia wat in die belering van die stad was, maar ons het ook gepraat oor die tyd van herstel waardeur ons ook gaan, soos 'n werkverlies het of as 'n herstel van siekte, verlies van familie of verbreekte verhoudings. En ons het die laaste preek toe geëindig daar waar Jesus op pad was om hierdie tyd te beëindig vir ons. So die volgende deel van hierdie verhaal ken julle almal. Ek dink nie dis iets wat nuut gaan wees vir ons nie. En as ons goed herhaal baie keer, dan is daai herhaling verloor hy so 'n bietjie betekenis. As ons die woord weer hoor en ons hoor dit weer, ons hoor 'n storie weer, ons hoor 'n storie weer, dan word ons 'n bietjie afgestomp. So ek wil nou graag vra dat julle met nuwe ore gaan luister na wat ek julle nou gaan vertel. En dat ek bid dat die Here julle harte sal aanraak, dat julle hierdie kan sien, dat julle kan sien wat 'n wonderlike oomblik is dit, en hoe dit alles op een punt afgekom het. Want soms as ons 'n bietjie afgestamp word, dan is dit goed ver, maar as dit met ons gebeur, dan is dit persoonlik, dan word ons aangeraak. So sonsopkoms in die woestyn, of as mens soms vroeg opstaan, jy sien ewe skielik weer iets wat jy lanklaas gesien het, dan is dit net wonderlik. So vra dat die Here se vertelling van hierdie storie hom sal verheerlik. So, ons is hier waar Jesus, die seun van 'n skrynwerker, op die rug van 'n donkie in 'n stad ingaan. Dis wat die Fariseërs sien. Dis 'n moeilikheidmaker, wat sê hy's 'n profeet. Hy word reg ondersteun deur natuurlik Johannes die Doper, so hy het 'n aanhang en die mense skree vir hom. Hulle sê Hosanna, Hosanna. Hulle gooi palmtakke op die grond en hulle sê hy is die koning. So, ek seker die Fariseërs 'n bietjie ontstel hieroor. En wat gebeur? Wat doen hierdie koning wat instap? Hy gaan natuurlik na die tempel toe, né? Dis wat 'n profeet sou moet doen. En wat kry hy daar? 'n Klomp ouens wat goeder verkoop, voeltjies doen, handel dryf, en hy dryf hulle uit die tempel uit. Né?
met gesag. Die mense strei nie eers nie, hy dryf hulle net uit, daar gaan hulle is uit, en hy begin dadelik mense genees, en hy begin teach. So hy reinig die tempel. So 'n wonderlike oomblik. Natuurlik die fariseërs weer eens raak baie ontsteld hieroor, want hulle sê maar, wie is jy nou om hier in te stap en vir ons weet uit te jaag? Natuurlik 'n bietjie embarrassed, want hier is hulle besig om handel te dryf in die kerk. Mens kan sien, dis ons verkeerde goed wat gebeur hierso. So hulle sê vir hom, nee, wat se gesag kom praat hy oor hierdie goed, en hy sê vir ek sal vir julle sê met wat se gesag, maar eers gaan ek vir julle vra ons hou mos nou van vra ons is nou intellektueel. So hy sê, is Johannes se doop van God af of van mense af? Nou hierdie is nou in publiek, nou almal hoor nou hierdie. Nou sit hulle daar, nou besef hulle kan nou nie sê, dit was van God af nie, want dan, want hulle het gesê, Johannes die doper is eintlik 'n ketter, hy moet nie uitpraat nie. Maar nou is hulle bang wat die volk gaan doen as hulle dit sê. So jy kan sien, hulle is so gecompromise, hulle is so uitgelewer nou aan hierdie menslike wêreld waarin hulle verweef het, dat hulle nie eers meer waarheid kan spreek nie. Dit herinner ons 'n bietjie aan die tyd waar ons nou is, waar ons ook baie versigtig moet wees wat se woorde ons mag sê en nie mag sê nie. Want mense raak ontstel daaroor. Nie dat ons dit nie in liefde moet doen nie, maar dit is baie interessant. Dan is daar die gelykenis van die 2 seuns waar hy weer die fariseërs uitroep en hy vir hulle sê, wat is beter, iemand wat aan die begin sê nee en dan actually doen wat sy pa vir hom sê om te doen, of iemand wat sê ja, hy gaan dit doen, soos die fariseërs, en dan dit nie doen nie. En natuurlik weer eens, hulle is baie ontsteld hieroor, en dan wil hom weer aanvat, en dan sê hy, nee, maar wag, ek nog 'n verhaal vir julle, hier is hier 'n bruilof. Is hierdie ding in die pad? Kyk goed, ek maak so, daar sê. Dan praat hy van die bruilof, en natuurlik in die verhaal uit die bruilof is dat hy eintlik gaan, en hy sê dit ook vir hulle, nadat hy die profesie gee, dat hy sê, ek gaan hierdie seën wat ek vir julle, my volk gegee het, en natuurlik die Jode is die uitverkore volk gewees, ek gaan hierdie seën, wat ek vir julle gee, gaan ek eintlik wegvat van julle af, en ek gaan dit gee aan 'n ander volk, wat dit werd is. En natuurlik, vir ons is dit wonderlik, want dis ons, né? Ons is die Gentiles, die res van die wêreld het nie 'n kans gehad het nie. Weereens, die fariseërs vind hierdie natuurlik, dis vir hulle verskriklik in die gesig vat. So hulle besluit nie, hulle gaan hom nou uitvang, hulle gaan hom nou regtig 'n klomp tegniese vrae vra. En julle sal hierdie stories ken, want ons het dit alles al gehoor, waar hulle dan gaan en sê, moet ons belasting betaal? Want jy sê moes nou, daar's 'n ander koning, en hy antwoord hulle natuurlik perfek en sê, wel, wie se kop is op die muntstuk? Is die keiser se kop? Maar gee dan vir die keiser wat syne is. So, ewe skielik, nou het ons nie meer 'n angle op hom nie, so hy's nou nie meer 'n rebel nie. Toe kom die Sadduseërs daar aan. Nou die Sadduseërs was 'n groep van die Jode wat nie geglo het aan die hiernamaals nie. Toe het hulle nou tegniese vrae, hulle sê, wat gebeur as die oudste broer se vrou doodgaan, dan moet die jonger broer nou met hom trou, en dan gaan hy dood, en dan die volgende dood. Nou in die hiernamaals, met wie is hy dan nou getroud? En dan sê Jesus, maar dan verstaan julle nou glad nie hoe die hemel werk nie, dis nie hoe dit die bestel wat daar is nie. En dan verduidelik hy dit ook weer eens, dan staan hulle verbaas, hulle weet nie wat om te sê nie. En natuurlik die grootste gebod vraag kom dan daarna ook uit, wat hy baie mooi vir hulle antwoord, maar weer eens, as julle mooi luister, daar is ook 'n uitwysing daarin. Dis met jou, hy sê met God lief hê bo alles, maar jou naaste soos jouself, weer eens 'n verwysing van die fariseërs wat hulle almal moet lief hê. En nie net die geslote sirkels nie. So hy antwoord al hierdie vrae met wysheid en insig. En dan staan Jesus terug en sê, okay, ons het nou tegniese vraag vra, ek gaan nou vir julle 'n vraag vra. Hier is een, Matteus 22, vanaf vers 41. Toe die fariseërs bymekaar is, vra Jesus vir hulle, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Okay, hulle weet almal hierdie profesie, dis Dawid se seun, né? So Dawid se, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. As Dawid self hom Here kon noem, hoe kan hy Dawid se seun wees? Hulle kon hom natuurlik nie daarop antwoord nie, van die dag af het hulle nie verder vrae gevra nie. Ons weet natuurlik hoekom, want hy is uit Dawid se geslag, maar dis die Here. En tyd is nie 'n verbondenheid vir hom nie. So hy praat uit teen die fariseërs, hy sê hulle skyn heilig, hy noem hulle huigelaars, hy sê hulle is gierig, hulle is in die kerk, hulle is besig om vir hulle self te sorg, hy noem hulle slange en adders.
Julle sal gestraf word want julle maak profete dood, roep hy hulle uit. So hierdie gebeur alles in hierdie week vandat hy in Jerusalem ingekom het. En natuurlik toe kom die groot oorlog, toe profeteer hy dat die tempel sal afgebreek word en 3 dae oorgebou word. Nou die Jode bou nou al 46 jaar aan hierdie tempel. So nou is hierdie eintlik net te ver. So hulle besluit toe nee, hulle gaan nou iets doen. En enter Judas Iskariot. Nou, daar's 2 Judasse gewees, die disippels, dat is Judas van Jakobus en natuurlik Judas Iskariot. Ons weet almal van Judas Iskariot. Ek kry net soms vir Judas seun van Jakobus bietjie jammer dat hy nou selfde naam daar gehad het. En vir 30 stukkies silwer verraai hy vir Jesus. Hoe werk hierdie verraad? Natuurlik al die mense is besig om Jesus te volg, né? So hulle kon nooit naby hom kom of hom arresteer waar hy vir die mense bedien het nie, want dan sou die mob teen hom opstaan. So hulle gaan vra vir Judas, hy moet nou uitvind waar Jesus gaan wees in die middel van die nag, en soos ons gehoor het, Vrydag vang hulle hom in Getsemane, waar die volk nie by is nie. Die Fariseërs maak dan 'n hofsaak, né? So saam met Caiaphas en Annas, wat Caiaphas was die hoëpriester gewees van die Fariseërs, en natuurlik Annas was 'n neefie gewees en ook 'n man van belang, en hulle het toe nou hierdie hofsaak sommer. Johannes 18 vanaf vers 29 tot 30. Pilatus het buite na hulle toe gegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Ek gaan net gou daar stop. Hierdie is baie belangrik. Nou, ons het nou nog die Romeins-Hollandse reg in ons regstelsel hier. Een van die basiese beginsels is, jy is nie skuldig totdat jy kan nie onskuldig of skuldig wees totdat jy nie so verklaar word nie. Nee? Jy moet nou eers, jou onskuld is eers daar en dan kan jy eers skuldig verklaar word. So hulle sê, maar ons het hom gearresteer, so hy is skuldig. So dit is 'n verdraaiing van die beginsels van die regstelsel wat hulle klaar het. Tweedens, dan sê Pilatus, kyk maar vat hom dan veroordeel julle homself met die wet, want obviously onder die Romeinse wet sal dit nou nie so werk nie. Toe sê hulle, nee, maar ons kan hom dan nie teregstel nie. So hulle het al klaar besluit, voordat die hofsaak begin het, dat hulle hom dan nog wil teregstel ook. En hulle wil hê dat die Romeine dit vir hulle moet doen. So, dis nou 'n moeilike deel, want wat gebeur nou? Jesus sal baie duidelik net kan in 'n normale gesprek en sê, maar hierdie hofsaak werk nie. Maar hy verdedig homself nie. Hy sou kon, die saak is maar flimsy, né? Dis nie 'n sterk saak teen hom nie. So rukkie later, of so in Lukas kyk, nie rukkie later nie, vroeër, Lukas kyk, was Jesus in Nasaret gewees. Lukas 4 vers 30. Toe hy met hulle gepraat het oor dat hy as 'n profeet nooit in sy eie dorp aanvaar sal word nie. En hy het hulle 'n paar goedjies ook op tereggewys, en toe Nasaret het daar 'n mob bymekaar gekom. Vanaf vers 28, almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het hom opgespring, hom in die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van 'n berg waar die dorp gebou was, om van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. So wat probeer ek hier sê? Die Here kan, ten spyte van die feit dat hierdie mense almal daar is om bekeer, kon hy net tussen hulle deurstap. Op dieselfde manier sou hy ook net so kon uitstap by die Romeine. So wat ons hier so hoor is, Jesus het aangekom in die dorp in Jerusalem, en hy het alles gedoen om te kom op hierdie punt waar die Fariseërs hom nou gaan teregstel. Hy het waarheid gepraat, en hy het gesê, maar hy kon dit stop op enige punt. Hy kon op enige punt weggedraai het hiervan af. Maar hy doen nie. En ons weet hoekom hy nie doen nie. Want hy sien wat moet gebeur. Hy laat toe dat hulle hom skuldig bevind. Dan gaan hy deur die verskriklike fisiese en ook geestelike proses van kruisiging. Dit is natuurlik baie pynlik, fisies. 'n Kruisiging is een van die mees erge dode wat jy kan sterf. Maar dit is nie al pyn wat hy dra nie. Soos ons Vrydag gehoor het, hy dra meer as dit, hy dra ons skuld. Almal sin. Al die mense wat was, wat nou is, en wat nog gaan kom. Hy doen dit alleen en God verlate. Soos wat ons sou doen, as die Here nie vir ons ingetree het nie. Hy dra al ons sondes as iemand wat heeltemal rein en onskuldig is. Iemand wat nooit gesondig is nie. Terwyl hy in die kruis hang, sê hy nie vir hulle, nee, kom nou ouens, hierdie is nie cool nie, ek probeer mos nou iets vir julle doen nie.
Sien wat hy doen? Hy sê nie really, wat gaan nou hier aan nie. Wat doen hy? Hy red 'n gevangene wat langs hom staan. Reg terwyl hy in pyn is, red hy 'n gevangene. Hy sê, en hy bid vir ons, en hy sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid dat die Here ons sal vergewe vir die feit dat hulle doodgemaak word. Dis wat ons Here doen. En dan sê hy, dit is volbring. Want dit is wat ons verlosser sal sê. Hierdie punt is hierdie nexus waarvan ek nou gepraat het. Nexus van al die besluite, van al die verskillende profesieë. Ons praat van meer as 300 profesieë wat bymekaar moes kom vir al hierdie goeders om te gebeur. Klein stappies wat moes gebeur van die tyd van Adam af. Ek wil julle ietsie wys, maar gaan so 'n preamble doen daarop. Die Here se pragt is in baie dinge. Ons kan hom sien in die branders en die wind. Iemand wat uit die maag uit lag. Soms is dit maak sy siel so gelukkig. Ons wetenskaplikes wat hierdie verskriklike groot somme doen. So ons moet hierdie slim mense en hulle het 'n paar idees oor hoe goed werk en soms is hulle maar 'n bietjie trots, daar's maar 'n bietjie hoogmoed. Maar hulle sê mos the science is clear, this makes sense. So huidiglik is daar 2 maniere om tyd te bereken as jy nou groot tydspan tref, nie die oorlosie nie. Jy nou sien waar is ons nou in terme van die heelal en al hierdie dinge. En daar's 2 maniere wat hulle huidiglik dink is relatief akkuraat waarmee hulle die tyd staaf. Die een is die brandkoers van 'n ster, want jy kan sien hoe sterre dowwer word oor tyd en dan op 'n stadium dan implode of hulle word groter en dan is dit 'n soort van klaar. Nou bereken hulle nou ongeveer hoe lank hierdie gaan vat, want hulle weet hoe lank hierdie reaksies binne die ster moet wees teoreties. Die ander een natuurlik is om te kyk oor hoe vinnig ons beweeg teenoor ander sterrestelsels en dit lei tot die hele Big Bang teorie waar hulle sê alles kom van een punt af. Reg. Nou, hier is pragtige sommetjies en as julle van dit al gekyk het, is regtig mense het effort gedoen om hierdie berekenings te doen. Maar, so 'n probleempie of 2 met dit. Daar is 'n ster met die naam Methusalem, wat een van die oudste sterre is wat hulle kon kry. En op hierdie brandkoers is hy ongeveer so 200 miljoen jaar ouer as die heelal. So, hierdie sommetjies is nou baie mooi, maar hulle werk nie regtig altyd uit nie, né? En dit is mooi om na te kyk, maar soms wat ons eintlik moet verstaan, want die rede hoekom ek hierdie opbring, is dat die wetenskap is mooi, maar dit hoef nie sonder God te wees nie. Jy hoef nie daar te staan, ons bors te staan, ons ken die antwoord nie, want ons doen nie. Soms doen ons die berekenings van dit is 'n goeie oefening om te sien. En die Here se pragt is in van hierdie formules. Dis wat julle wil wys ook. Daar's 'n formule wat saam met die chaos teorie kom, waar hulle wys dat daar's chaos, maar selfs in hierdie chaos is daar orde. En ons weet God is 'n God van orde. So hierdie is 'n GUI punt wat hulle gebruik om formules te gebruik om die antwoord wat die formule vir jou gee terug te sit in die formule in. En hierdie punt wys julle dat met duisende antwoorde het jy altyd hierdie verdunning elke nou en dan wat hy net weer teruggaan na een punt toe. En hierdie een punt is vir my 'n baie goeie weerspieëling van wat Jesus vir ons is. Daar's al hierdie verskillende goeters wat probeer kan word, maar daar's net een eintlike antwoord. Daar's net een punt wat kon gebeur en waar ons redding vanaand sou kon kom. En dit is Jesus. So nou is ons op hierdie een punt. Hierdie een punt het nou gebeur. Jesus is gekruisig, en al hierdie goeters het bymekaar geprofeseer het nou daar gestaan. En wat nou? Hier is hierdie bonatuurlike goddelike ingryping. Ons weet die aarde het geskit. Ons weet daar was nag in die middel van die dag gewees vir 3 ure. Ons weet die gordyn wat die allerheiligste geskei het van die res van die tempel het geskeur in die middel deur. Natuurlik ons weet die betekenis daarvan is Jesus nou by ons en ons weet ook hoekom of die God is nou by ons as gevolg van Jesus. Natuurlik was 'n baie groot en sterk gordyn. So dis nie iets wat sommer maklik kan gebeur nie. Maar wat is dit wat gebeur? Al hierdie wonderlike goed, maar Jesus sterf, né? Dis wat die disippels sien, dis wat almal nou sien. Hy's dood. Maar hy's in die graf. Inteendeel, die Romeine is nog slim, hulle sê maar ons gaan net uitvang as hierdie Jode probeer om 'n triek te trek. So ons gaan nou wag tot hom ook voor die deur sit, net om te sien dat hulle nie 'n lijk hierso probeer steel nie, né? So, wat gebeur met ons disippels? Hulle rou. Die priesters het in die Romeine het gewen, hè? Dis die idee wat hulle nou kry. Ja, al die wonderinge het gebeur, maar Jesus is nie meer met ons nie.
Hulle sê ons het hom gesien, ons het gesien die wonders wat hy gedoen het. Ons het so hard gehoop, hierdie is ons Messias, ons verlosser. Maar wat doen ons nou? As jy Petrus en Andreas is, sit jy seker daar en jy dink, ek gaan maar weer moet visvang, né? Dis nou wat aan die gang gaan wees. Matteus het seker gewonder of hy sy tollenaar geek weer aan die gang moet sit. Bietjie geldjies maak. Dan gaan jy seker aangaan met jou lewe, maar vir nou rou hulle, en die wêreld moet aangaan, né? Dis Sondag, okay, dames sal maar gaan en die lijk behandel, en dan sal ons mos 'n bietjie rou nog. As 'n graf, lyk nou nie so inviting nie. Okay, nou is ons op die punt waar ons die teksvers kan lees. Lukas 24, vanaf vers 1 af. Ek wil graag hierdie met julle deel. Teen dagbreek op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en hulle gesigte na die grond toe gedraai. En die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel. Maar vir die apostels het hierdie woorde na leeupraatjies geklink en hulle het nie die vroue geglo nie. Petrus het egter opgestaan, na die graf toe gehardloop, toe hy voor 'n brug sien hy die linne doeke en hy het teruggedraai na die huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. So jy kan seker wees van 'n paar dinge in die lewe. Benjamin Franklin het gesê, in this world nothing can be said to be certain except death and taxes. Maar vandag, my broers en susters, is die graf leeg. Die Heer het opgestaan. Skus, so ek wil net herinner wat ons doen vandag. Is as ek sê, die Heer het opgestaan, dan sê ons, die Heer het waarlik opgestaan. So, die graf is leeg, die Heer het opgestaan. Hy is nie dood nie, nee, want dit was nie 'n mens nie. Dit was God self wat hier was. God se enigste seun. Kosbaar, heilig, sondeloos en perfek. Hierdie is natuurlik ook simbolies vir ons, want hy het die dood vir ons oorwin. So Jesus lewe vir ons. Meer, hy bemagtig sy volgers natuurlik hierna met die Heilige Gees, en soos 'n veldbrand hardloop hierdie blye boodskap deur die wêreld. En nou, waar verwag ons nou? So 2000 jaar, so 'n bietjie meer, en counting. Ek weet ons kan nie almal so lekker tel nie, die formules werk nie so mooi nie, soos nou gehoor het, van maar die wetenskaplikes. Maar ons kan aannames maak, en ons weet dat van Adam tot Jesus is dit definitief meer as 2000 jaar. So wat nou? Wat moet ons nou doen? Jesus gee vir ons die antwoord. Matteus 24 vanaf vers 36 sê hy vir ons dat niemand weet wanneer die Here kom nie. Direk daarna, en hierdie was natuurlik voor sy kruisiging, sê hy ook, gee vir ons die gelykenis van die 10 meisies uit Matteus 25 vanaf vers 1. Dis die meisies met die olie, julle sal daai gelykenis onthou. Daar was 10 meisies, 5 van hulle het 'n bietjie ekstra olie gebring en die ander 5 het net genoeg gebring vir die lamp. Hulle het hulle lampe aangesit en gewag vir die bruidegom. Dis natuurlik ons Here wat weer kom. En wat het gebeur? Hy het so 'n bietjie langer gevat. Toe raak die ander se olie op. Toe moes hulle ander olie gaan kry en toe kom die Here in die tyd dat hulle die olie moes kry. So wat is die betekenis daarin? Ons moet gereed wees, dit gaan langer vat. Ons moet altyd reg wees, want die Here kan enige tyd kom. Daar is natuurlik meer skrifgedeeltes hieroor, maar almal sê dieselfde vir ons. Ons moet gereed wees. Ons tydperk van wag gaan tot 'n einde kom. Hierdie is 'n waarheid wat elkeen van ons moet ken en verstaan. Meer nog, ons moet dit glo en vir elkeen vertel wat nie weet nie. Want as ons nie glo dat Jesus die dood oorwin het nie, en
en dat hy nie waarlik opgestaan het nie, dan is ons nie gered nie. Dan is Jesus nie ons saligmaker nie. So dit is wat ons glo. Want die graf is leeg, en die Heer het opgestaan. Fantasties. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir die woord wat U vir ons vandag gegee het, Here. Dankie Here dat ons kan juig en jubel, Here, dat U opgestaan het, dat U waarlik opgestaan het. Here, dat ons kan sien hoe U perfekte plan gewerk het, Here. Hoe U alles bymekaar getrek het, Here, vir daai een oomblik waar U vir ons verlossing kan bring. Here, vir al die moeite, vir al die werk wat U ingesit het om seker te maak dat ons nietige mense gered kan word, Here. Wie is ons dat U by ons stil staan, Here, dat U met ons wil praat, dat U met ons 'n verhouding wil hê. Dankie Here daarvoor. Dankie Here vir U ultimate sacrifice. Dankie Here vir U genade. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here weer. Mag die Here julle seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe oplig en aan julle vrede gee. Amen.